ons lees vanoggend vanuit 'n baie bekende Psalm. As ek nou moet sê, dan sal ek seker sê, ek dink is seker die tweede bekendste Psalm, na Psalm 23, en dit is dan Psalm 51, ook baie bekende Psalm van Dawid. So ons kan daarna toe blaai, en dan kan ons saam lees. Kom ons lees die gedeelte, die opskrif, 'n boetelied van Dawid. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongerechtigheid en reinig my van my sonde. Want was my heeltemal van my ongerechtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge. My sonde is altyd deur voor u. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongerechtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig, wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weerleer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na u welbehaag. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehaag hê in die offers van geregtigheid. In brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. Ons lees net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. Nou voordat ons bid, ek besef nou terwyl ek lees, ek het nog 'n afkondiging vergeet, nogal 'n belangrike afkondiging, maar baie keer as 'n mens hartseer goed het, dan wil jy ons eintlik nie onthou nie en afkondig, so dan bære mense dit so agter in die gedagtes. En ek dink dis wat nou gebeur het. So net 'n afkondiging is Liza en Lexi en Lindsay en Tannie Lolly, dit is hulle laaste Sondag hier by ons. Want hulle verhuis na Secunda toe. Nou ek kom van Secunda af, so hoekom iemand weer terug daarna toe sal gaan, verstaan ek nou nie heeltemal nie. Maar ja, baie sterkte vir julle ook om weer daardie kant toe te gaan en weer julle lewe daar te vestig, en vir Werner wat nou so deel van julle lewe word, en ons bid vir julle en vir julle pad vorentoe ook, en vir oom Henry daarso en vir julle hele familie. Maar ons gaan definitief na julle verlang, en Lindsay was mos in my Sondagskoolklas gewees, so sy was my enigste student in my klas gewees, so volgende jaar gaan ek nou seker niemand hê nie, gaan ek nou maar alleen hier voor moet kom sit en deur die boekie werk. Maar baie sterkte vir julle vorentoe. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons sê vir u dankie vir hierdie dag, ons sê vir u dankie vir u woord, en Here, ons besef as ons buite beweeg, as ons met mense praat, as ons veral met Christene praat, dat u woord nie meer vir mense so belangrik is nie. Ons besef, Here, dat mense baie optree op gevoel, baie optree op wat hulle dink goed is, en dan sê hulle, Here, hulle beweeg deur u gees, maar u woord
is nie hulle anker nie, terwyl U so duidelik vir ons sê, die woord is 'n lamp vir ons voet, 'n lig vir ons pad, Here, terwyl U vir ons leer dat hierdie woord ons anker, ons rots is, waaraan ons kan vashou. Sê ons vir U dankie, Here, dat ons vanuit U woord kan lees. Dankie dat ons kan vashou aan die woorde wat daarin geskryf is. Here, ons weet, dit is deur U ingegee. Ons weet, dit is U geïnspireerde woorde. En ons besef ook, Here, die Heilige Gees werk en hy skryf die wet op ons harte, maar hy werk ook in ooreenstemming met die woord van God. En sê ons vir U dankie daarvoor, Here, dat ons vanoggend hierdie woord kon oopmaak, dat ons daaruit kon lees, kon leer, en U stem aan ons kon hoor. En so bid ons vanoggend, Here, dat U die woord ook vir ons sal oopbreek, dat U dit in ons harte sal vasmaak, Here, en dat dit nie weggeroof sal word deur die vyand of deur omstandighede of verskillende dinge nie, Here, maar dat hierdie woord vir ons belangrik sal bly in ons lewens, dat ons gedurig sal terugkom hiernatoe om te weet dat U vergewe. Dankie Hemelse Vader dat ons dit kan bid. Ons bring ook ons gemeente na U toe. Here, en so met enige gemeente het ons behoeftes, Here. Ons het 'n lys wat ons na U toe kan bring en al hierdie dinge van U vra om te help met ons finansies, met groei, boufonds, bouplanne, al hierdie dinge, Here. Maar ons weet ook U is die hoof van hierdie gemeente. Ons weet ook, Here, U is in beheer. So saam met hierdie dinge waarvoor ons kan bid, kan ons net na U toe kom en sê dankie, Here. Dankie dat U in beheer van hierdie gemeente is. Here, dankie dat al is daar behoeftes, weet ons dat U die een is wat voorsien. En daarom kan ons U naam vanoggend groot maak. Maar ons bid so, Here, dat in ons gemeente die belangrikheid, die fokus sal val op U en U evangelie, Here. Dat dit altyd ons fokus sal bly. En dat ons al die minder belangrike goed, Here, dat dit daar is, en ons weet dis deel daarvan, maar dat dit in die agtergrond sal bly en nooit die plek van U, ons verhouding met U en die evangelie sal inneem nie. So bid ons vir geestelike gesondheid, ons bid vir 'n geestelike herlewing, Here, dat ons ten volle vir U sal leef, en ons doen en late daar buite waar ons beweeg, dat ons ten volle vir U sal leef. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here, ons sê ook dankie vir die toerusting wat U vir ons gegee het, waar ons ook nou begin met hierdie challenge koerantjies, Here, dat U dit kragtig sal gebruik, Here, dat U vir ons vaardig sal maak om dit vir mense in die hand te stop, en dat mense dit sal lees, dat die Gees sal werk, en dat mense by U sal uitkom. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here, en ons bid dat U dit sal gebruik. Ons sê dankie vir al hierdie dinge wat ons na U toe kon bring vanoggend, Here, en so ook die mense op daardie siekelys. Ons dink aan Dominee Johnny Minnie, Here, getroue werker van U, wat soveel jare in 'n gemeente gewerk het, op kansels gestaan het, sy alles vir U gegee het, Here, en hy besef en hy weet waar sy oë gerig moet wees, maar bid ons dat U hom sal bystaan, dat hy U genade, U krag sal ervaar, en ook vir Tannie Anet, sy vrou, vir hulle kinders, vir die wat hom bystaan, dat U so met elkeen van hulle sal wees. Here, ook so vir oom Dani Pot, wat in die hospitaal is, dat U hom sal bystaan, sy familie ook, sy vrou en kinders wat hom bystaan, dat U met daardie familie sal wees. Here, baie keer gaan ons deur moeilike tye, en daar's mense in die hospitaal, maar besef ons ook, die familie wat saam met hulle deur dit gaan, Here, hoe moeilik dit vir hulle is. Bid ons dan nie net vir 'n persoon nie, maar ons bid vir gesinne, ons bid vir families, dat U vir hulle sal deurdra. Dankie, Here, dat ons hierdie goed vanoggend na U toe kon bring, dat ons U kan vertrou, dat ons kan weet, U is die hoorder van gebed. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons teks van oordenking dan vanoggend, Psalm 51 vers 6, die A-gedeelte wat sê, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. En praat ons dan oor die gedagte vanoggend, 'n loflied oor sonde. Nou as ons so op die bord na daardie woorde kyk en ons hoor dit, 'n loflied oor sonde, dan weet ons maar dis twee woorde wat eintlik nie saamgaan nie. 'n Loflied is mos nou hierdie vreugde, blydskap, vrede wat 'n mens aanhef, terwyl sonde iets is waaroor 'n mens nie gewoonlik so opgewek voel nie, maar eerder met 'n swaar gemoed as ons aan sonde dink. So die woorde voel vir ons, dit pas nie by mekaar nie, maar as ons net kyk na die woorde individueel, dan besef ons hoekom 'n mens kan sê, daar is 'n loflied oor sonde. Want wat is 'n psalm? Ons almal weet mos nou, 'n psalm is 'n lied,
Dis iets wat gesing kan word, ons lees baie keer gespeel op snaarinstrumente, maar dan as 'n mens by die definisie van 'n psalm uitkom, wat is 'n psalm? Dan is dit deurgangs van Psalm 1 tot aan die einde 'n loflied oor God se genade. Dis die definisie, 'n loflied oor God se genade. En as ons dink aan God se genade, en waar 'n mens dit die meeste ervaar, waar ons dit die duidelikste sien in ons lewens, waar ons dit dag vir dag agterkom, is dit waar die Here sonde vergewe. Dit is die genade van God, dat daar sonde vergifnis is. Nie sonde toesmeer of maak of dit nie bestaan nie, maar juis vergewe, want die Here Jesus het aan die kruis gesterf, sy bloed het gevloei, wat ek nou vanoggend sou toepas op die nagmaal, maar nou het ons die nagmaal nie, maar sy bloed het gevloei, sodat ons sonde vergewe kan word. En so mooi om dit altyd te wees. Ek het buite gestaan, toe hoor ek die lied wat ons gesing het, daar's krag in die bloed. Hoe waar is dit? Daar is krag in die bloed. En dis hoekom ons hierdie twee woorde by mekaar kan uitbring, 'n loflied. Hierdie loflied oor God se genade, wanneer dit kom by sonde, maar meer nog vergifnis. Want waar begin sonde vergifnis? As ons kinders van die Here word, wat ons nou met ons EJ3 kursus weer so mooi deur die proses gevat is, die dag wat ons vertroue op die Here Jesus plaas, die dag wat ons lewens oorgee aan hom, vir hom vra om ons kinders van die Here te maak, dan is 'n groot gedeelte daarvan sondevergifnis. Dis waar die genade, dis waar die liefde van God inkom. Nie dat hy ons laat dit oorsien nie, maar dat hy ons vergewe wanneer ons na hom toe kom. So dis waar daai genade begin, wanneer 'n kind van die Here word. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Deur die genade van God word daai sondevergifnis gesien, en meer nog, nou is ons kinders van die Here, ons is gered, bekeer, wedergebore, gebruik enige van daai woorde, maar ons is sy kinders, en nou, as kinders van die Here, ervaar ons dit ook. Dis 1 vers 9, vir kinders van die Here geskryf, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. En dit bring ons nou, met die bietjie agtergrond, by Psalm 51, wat waarlik 'n loflied oor sonde is. Een van Dawid se bekendste psalms, en as ek dit nou mag sê, een van sy mooiste psalms, waar hy dit so persoonlik maak, 'n persoonlike prentjie gee van wat hy deurgemaak het met sonde, en waar hy ook in van die ander psalms, die boetepsalms, 'n geheelbeeld gee oor wat hy deurmaak met sonde. Nou ek noem net so vinnig, ons gaan nou nie te diep daarin kyk nie, ek dink ons het al daaroor gepraat. Daar is 7 boetepsalms wat Dawid spesifiek omskryf het oor sonde en die belydenis van sonde en sondevergifnis, waarvan Psalm 51, kom ons noem dit die kern of die kroon is. En wat Psalm 51 so spesiaal maak, het ek nou reeds gesê, is hy maak dit so persoonlik. Ons sien die diepte van sy ervaring daarmee. En hoe reguit hierdie psalm is, hy draai nooit doekies om nie, hy is reguit, hy noem letterlik die sonde op die naam. En hy wys die Here se handeling met sonde, en dan sien ons hoe hierdie 'n loflied is, wat oor sonde gaan. Nou iets wat Psalm 51 kom vasmaak, al hier in vers 7, is die feit dat almal sondig is. Hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. En Dawid kom wys vir ons, almal word in sonde gebore. Niemand is daarby uitgelaat nie. In die dag wat jy jou lewe vir die Here gee, 'n kind van die Here word, dan sê hy vergewe jou, hy maak jou 'n nuwe skepsel. Maar die stryd met sonde is nie verby nie. Want al is ek 'n nuwe skepsel, is ek nog steeds 'n mens. En ek seker ons almal wens, daai dag was ons stryd met sonde ook verby, maar ongelukkig is dit nog daar. Ons kan nie sonder sonde wees, die woord leer vir ons 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, bedrieg ons onsself, mislei ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. So hy sê, ons is sondige mense. En selfs Paulus, ek dink as 'n mens nou regtig, nie dat 'n mens dit mag of sal doen nie, maar as jy nou 'n kind van die Here op 'n
op 'n pedestal moet sit, sou dit nou sekerlik Paulus wees. En hierdie man wat so 'n voorbeeld vir kinders van die Here was, selfs hy skryf in Galasiërs 5, hy sê, die vlees begeer teen die gees teen die vlees, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En hy skryf daar in Romeine 6, 7 en 8, die stryd wat hy met sonde het. Dit wys vir ons, daar's 'n probleem. Want aan die een kant, as kinders van die Here, wil ons nie sonde doen nie. En God wil hê ons moet heilige lewens leef. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Die Here verwag dat ons nie sonde in ons lewens sal hê nie. Maar aan die ander kant het ons hierdie stryd. En partykeer val ons. Partykeer sondig ons. Wat dan? Wat gebeur met ons? Wat moet ons doen? Wat is die Here se antwoord hierop? En dit is wat ons na Psalm 51 toe bring en ook die ander boete psalms. Ons sal so hier en daar aan hulle raak, maar meerendeels Psalm 51. Wat doen ons om met sonde te handel? Kom ons kyk. Wat sê hierdie loflied oor sonde? En ons begin met ons eerste gedagte en dit is sonde word altyd bekend gemaak, aan die lig gebring. Ons kan dit op verskillende maniere sê, maar in hierdie loflied sien ons dit word bekend gemaak. Vers 2. Toe die profeet Nathan na hom gekom het nadat hy by Batseba ingegaan het. Ek het vroeër vir julle gesê hierdie Psalm noem nie sonde op die naam. Hy wys reguit vir ons wat gebeur het. Nou hier is eintlik verskillende dinge wat gebeur, maar kom ons gebeur by wat die Here sien. Mense fokus baie op wat hulle sien en hulle emosies en wat hulle deurgaan, maar kom ons begin by die belangrikste. Wat sien God? Want die woord leer vir ons, sy oë deursoek die wêreld. Hy sê in Jeremia 16 vers 17, my oë is op hulle weë. Dit is voor my aangesig nie bedek nie, hulle ongeregtighede is nie voor my oë verborge nie. So dit sê vir ons, 'n mens kan nie sonde wegsteek nie. Hy weet wat in ons harte aangaan, hy weet wat in ons gedagtes aangaan, hy weet wat agtertoe deure aangaan. 'n Mens kan nie vir die Here sonde wegsteek nie, niks kan vir die Here weggesteek word nie. Maar tog probeer mense. Dink aan Adam en Eva toe hulle nou sonde gepleeg het en die Here uiteindelik weer daar in die tuin van Eden kom. Hy wil met hulle wandel in die aandwindjie en wat doen hulle? Hulle kruip weg. Asof die Here nie weet wat gebeur het nie, asof hy nie weet dat hulle nou besef hulle is naak nie. Probeer hulle wegkruip. Jona wat dink hy kan van die Here af wegvlug, klim daar op 'n skip en nou vlug hy. Hy wil probeer weg van die Here afkom, dat die Here nie besef wat gebeur nie, so asof 'n mens dit kan doen. Maar sonde kan nie vir die Here weggesteek, weggepraat, toegesmeer word nie. Die Here weet. Die ander faset hiervan is, die kind van die Here, die persoon wat hierdie sonde pleeg, wat waarlik 'n kind van die Here is, ons praat vanoggend van iemand wat reeds daai stap geneem het. Hulle gaan weet. Hulle gaan weet, daar's iets in hulle lewe wat die Here nie welbehaaglik is nie. Psalm 51 vers 2, Dawid het gesondig. Dawid het Uria vermoor, hy het sy vrou gevat, by haar ingegaan, ons hoef nie dieper daarin te gaan nie, ons weet watter sonde hy gepleeg het. Maar wat doen Dawid? Hy gaan aan asof daar niks gebeur het nie, hy vat hierdie vrou in sy huis in en gaan maar net aan met sy lewe, met sy koningskap, met sy regering. Hy gaan net aan, asof daar niks fout is nie. Maar die Here los dit nie daar nie. Hy stuur die profeet Nathan na hom toe. Die profeet Nathan kom na Dawid toe, en ek gaan dit net so kortliks vandag lees, net wat gebeur. Nou dis in 2 Samuel 11 en 12, hy sê daar, toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem. Sy het sy vrou geword, sy het vir hom 'n seun gebaar. So sien julle, Dawid gaan net aan. Hy vat haar, gaan in sy huis, gaan net aan. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Hy sien alles. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander een arm. Die ryk het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooi lammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het, en wat by hom saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en hy het sy beker gedrink en in sy skoot geslaap.
Dit was vir hom soos 'n dogter. So die Here kom wys vir hom nou hierdie aangekleefdheid wat hierdie man aan sy ooi lammetjie gehad het. En hy sê, en toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir sy reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. Nou kyk Dawid se reaksie. Ons lees, en Dawid het baie kwaad geword vir die man en hy sê vir Nathan, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe. Nou, wat sê die woord? 'n Mens moet deur jou eie woorde geoordeel word. Daar is mos so vers wat dit sê. Hy sê, so 'n man moet sekerlik sterwe. Nou, dink die ontnigtering by Dawid. Ek lees verder. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf vir Israel, ek het jou gered uit die hand van Saul, ek het die huis van jou Here aan jou gegee, die vroue van jou Here in jou skoot, ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou kan jy nog meer sulke dinge byvoeg. Waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? En dan gaan dit so 'n paar verse aan en dit eindig waar Dawid vir Nathan sê, ek het gesondig teen die Here. Maar dink nie daai skok toe Dawid sê, so 'n man moet sterwe, en Nathan sê vir hom, U is die man. Jy het dit gedoen. En dis hoekom hy op die punt kom, hy sê net eenvoudig, ek het gesondig teen die Here. En die Here maak Dawid se sonde aan hom bekend. Hy maak sy sonde aan die hele Israel bekend. Sonde kan nie weggesteek word nie. Kan nie onder die mat ingevee word nie. En dan die laaste gedagte of facet daarvan, ons het nou God gesien, hoe hy sonde sien, ons het Dawid se kant gesien, maar die laaste deel daarvan is, die sonde word ook bekend gemaak deur omstandighede. En Dawid skryf nogal baie daaroor, hy sê hier in Psalm 51 vers 10, sê hy, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Hy sê hy het dit aan sy bene gevoel. Psalm 32 skryf hy, u hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somergloed. Hy sien dit as die hand van die Here was op hom, vroeër in Psalm 51, ek het dit in my bene gevoel. So Dawid skryf, ek het geweet van my sonde deur dit wat ek gevoel het, my omstandighede. Dit het sleg met hom gegaan. Sy omstandighede en in sy binneste. Maar hy het geweet, hy het sonde gedoen. So die eerste gedagte waarmee ons nou besig is die feit dat die Here sonde bekend maak. En dis ook so in ons lewens. Lukas 12 vers 2 sê die Here Jesus, daar's niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie en verborge wat nie bekend sal word nie. Niks is vir die Here verborge nie. Hy weet wat ons doen, hy weet wat in ons gedagtes aangaan, hy weet wanneer ons sonde doen. En ons weet dit ook. Op verskillende maniere, net soos Dawid. Nou die eerste manier, en dis nou eintlik so 'n mooi spieelbeeld van die Ou Testament na die Nuwe Testament, is die Here stuur iemand na ons toe. In die Ou Testament was dit profete gewees, die Here het vir Nathan gestuur om vir Dawid nou hierdie verhaal te gaan vertel, om te sê, u is die man, maar wie stuur die Here na ons toe? Ek weet, dominees het baie dinge wat hulle moet doen, maar ek gaan nie aan u deur kom klop en kom sê, jy is die een wat dit en dit en dit gedoen het nie. Dit is nou nie deel van my werk nie. Wie het hy gestuur? Kom ek lees vir ons. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat God aan julle gekoop het. So net vinnig hy sê, julle is duur gekoop, daai genade. En dan sê hy die Heilige Gees gestuur. In plaas daarvan om 'n profeet te stuur om by jou te kom en vir jou te sê jy dit en dit gedoen, het ons die Gees in ons wat ons oortuig van sonde. Die woord leer dit duidelik vir ons. Die Gees wys vir ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy oortuig ons. So dis ook hoe ons weet. En daarom moet die stem van die Heilige Gees nooit stil gemaak word om aan te gaan met sonde nie, want sy stem gaan aan. Maar nog 'n manier wat ons dit weet is, deur ons gevoelens, kom ons noem dit gevoelens, Dawid sê, dat sy gebeente het verbrysel gevoel, hy sê die hand van die Here was dag en nag swaar op hom. Nou hoe ons dit agterkom in
ons voel, nie dat ons fokus op gevoelens hoegenaamd nie, maar oor ons verhouding met die Here. Want wat gebeur as ek sonde doen? Ons 'n skeidsmuur tussen ons en die Here. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So in gebed. Ek het nie die vrymoedigheid om te bid nie. Hoe moet ek vir die Here vra, help my, maar ek is besig om sy woord te breek? Hoe moet ek vir die Here vra, seën my met meer, of help my in hierdie situasie, of Here, doen asseblief dit vir my, maar ek is besig met sonde? Daai vrymoedigheid is weg. Dis waar ek dit voel. Nie in my emosies nie, maar in my verhouding met die Here. En dan ook omstandighede. Nou ek sê dit nou baie duidelik, hoe sê die Engelse, disclaimer. Slegte omstandighede is nie altyd as gevolg van sonde nie. Daar kan baie redes wees. Ons weet dit, ons besef dit, maar sonde kan 'n rede wees vir slegte omstandighede. Die Here kan my deur 'n moeilike tyd stuur om vir my te wys daar is sonde in my lewe. Omstandighede om my terug na hom toe te dryf. En ek kan daarvan getuig. 'n klompie jare terug, was voor ek 'n predikant was, het ek gestoei met sonde in my lewe, wou dit nie los nie, en die Here het my siek gemaak, baie siek, dat ek vir 2 weke in 'n bed was, niks kon doen nie, dat ek dinge met hom kon uitklaar. Die Here stuur partykeer omstandighede om ons terug na hom toe te bring, sodat ons dinge met hom uitklaar. Weereens, siekte is ook nie altyd as gevolg van sonde nie, ek gaan weer disclaimer sê, maar dit kan wees. Dis hoekom 'n ondersoek moet wees. Maar die een ding wat ons verseker weet deur dit alles, is sonde kan nie weggesteek word nie. Sonde word altyd bekend gemaak. Maar wat doen ek dan met daardie sonde? Die Heilige Gees oortuig my, of my omstandighede, of hoe ook al dit gebeur, wat doen ek nou met daardie sonde? En dit bring ons by ons volgende punt. In hierdie loflied oor sonde, sien ons dat sonde moet bely word. Dink ek het jy al vertel van die gemeenskapie daar in Alra Park buite Nigel, kleerling gemeenskapie wat daar, groot gemeenskap, maar klein kerkie, klomp vrouens wat by mekaar is, een man, en dan het hulle altyd so lied gesing, bely, bely en laat staan, en dit was my so mooi gewees, as hulle dit sing, en dan sit hulle so klem op, en laat staan, ek kan nou nie sing nie, maar so mooi gewees as hulle dit daar sing. Die een man het nog so op sy Bybel, het hy altyd die beat gehou, en dan sing hulle so saam, maar daai woorde, bely, bely en laat staan, het in my kop vasgesteek. Sonde moet bely word. Psalm 51 vers 4, was my heeltemal van my ongeregtigheid, reinig my van my sonde. Hier bely Dawid dit. Nou dit bring ons so 'n bietjie by die rede hoekom die Psalm geskryf is, eintlik al die boetepsalms, is dit word geskryf deur 'n bekeerde sondaar wat na God toe gaan, sy sonde bely voor die Here. Die doel is sondebelydenis. En daarom vra Dawid vir die Here in Psalm 51, vergewe my van my ongeregtighede, was my. Dis belydenis. Want waaruit bestaan sondebelydenis? Daar's mos ook verskillende fasette daaraan. Ons is vanoggend baie besig met fasette. Eers met die eerste gedagte nou hier ook. Maar daar's baie fasette daaraan. En dit word eintlik mooi uiteengesit in Psalm 32, een van die ander boetepsalms. Sondebelydenis begin by 'n jammerte. Dit begin by berou. Ek is jammer, ek het teen die Here gesondig. Kyk wat het hy vir my gedoen, hy het aan die kruis gesterf, sy lewe vir my gegee. En wat doen ek? Ek sondig teen die Here. So dit begin met 'n berou. En dan is dit verder om my sonde aan die Here bekend te maak. Die Onse Vader sê, vergewe my sonde. Maar hierdie psalms kom wys dit ook uit, dit kom wys duidelik. Dawid sê vir die Here, my sonde het ek U bekend gemaak, sê in Psalm 32, my ongeregtighede het ek nie bedek nie. Ek wil aan die Here my oortredinge bely, so hy het dit bekend gemaak aan die Here, op die naam genoem, Here, ek het dit gedoen, vergewe my asseblief. Dis die laaste deel van hierdie belydenis, 'n skuldvergifnis, vra vir die Here, vergewe my sonde. En belydenis van sonde kan eintlik nie sonder een van hierdie fasette nie.
As ek nie berou het daaroor nie, dan help dit nie, ek bid dit nie, want die Here sien my hart raak, nie net dit wat ek doen nie. As ek nie dit bely voor die Here en die goed voor hom opnoem nie, dan is daar waarlik berou. Bedek ek nie miskien my sonde nie, en laaste die vergifnis. Vra vir die Here, vergewe my. Wat sê die woord? Julle het nie want julle bid nie. Vra die Here, vergewe my. Die Onse Vader, Matteus 6 vers 12, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dis waaruit belydenis ontstaan, of bestaan. Die psalms is baie duidelik daaroor, as iemand gesondig het teen die Here, is die volgende stap, bely dit. Dis wat ons moet doen. Nou, ek het heel aan die begin gesê, wat moet ons doen as ons geval het, as ons gesondig het, en dit begin hier, vat dit net na die Here toe, bely dit aan die Here. Maar dit is nie wat altyd gebeur nie, en dis waar die probleem inkom. Nou die volk, ons weet, 1 Korintiërs sê vir ons, alles wat die volk oorgekom het, is vir ons voorbeelde. So wat het die volk gedoen? Jesaja 1 is vir my so mooi, nie eintlik 'n mooi voorbeeld nie, maar dit wat gebeur het, kan 'n mens duidelik sien. Want die Here kom na hulle toe, in Jesaja 1, en hy sê, maar julle het teen my gesondig, hy het die klag teenoor die volk, julle het gesondig teen die Here, hulle sonde bekend gemaak, hulle weet hulle het dit gedoen, hy het hulle omstandighede vir hulle moeilik gemaak, hulle weet hulle is in sonde. Wat doen die volk? Hulle bely dit nie voor die Here nie, hulle offer net meer. So hulle bring meer offers, hulle hou meer feeste, maar hulle het nog nooit hulle sonde bely nie, inteendeel hulle hou aan met die sonde. Hulle probeer net kompenseer daarvoor. Is dit anglisisme? Kan ek dit sê? Ek dink so. Ja, hulle kompenseer daarvoor. Hulle probeer om die godsdiens meer te maak, sodat die sonde nie so duidelik is nie. En dit werk nie. Maar dit is 'n slaguister waarin ons kan trap. Ons doen sonde, maar ag, dit is so klein dingetjie wat ek doen, wat ook al dit is. Kom ons probeer eerder om meer uit te reik. Kom ons probeer om vir meer mense te gee. Kom ons gaan doen by die sopkombuis iets. Kom ons probeer kompenseer vir hierdie sonde wat ons nie wil los nie. Mense doen dit. Nou wat sê die woord vir ons? Wat doen die Here? Hy sê hy is sat van hulle offers in Jesaja 1. Hy sê hy maak sy oë toe, hy bedek sy oë, hy maak sy ore toe, hy luister nie. Want hulle sonde wil hulle nie los nie. Hulle wil nie die sonde bely nie. Maar dan, hoekom is dit genade? Hoekom is dit 'n loflied? Wat is die wonderlikheid daarvan? In Jesaja 1 waar die Here sê hy bedek sy oë en hy luister nie en hy wil nie, sê hy vir hulle in vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hulle het die sonde probeer bedek, hulle het probeer om meer goed te doen, en die Here sê nee, dit werk nie. Kom ons praat hieroor, bely julle sonde, kom laat ons die saak uitmaak, en ek sal jou vergewe. Dis wat die Here sê. Dis so mooi. Wanneer ons sonde gedoen het, breek daarmee, bely dit. Gaan na die Here toe, noem die sonde by die naam, vra die Here om te vergewe, want hy vergewe elke keer. En dis ons volgende gedagte, wat ons vanoggend hanteer, in hierdie loflied oor sonde, en dis waar die loflied gedeelte eintlik inkom, is die sonde word vergewe. Psalm 51 vers 9, ontsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. So duidelik die Here se genade in hierdie gedeelte. Nadat Dawid sy sonde bely, gebruik hy nou hierdie woorde, ontsondig my met hyssop. Nou ons weet die hele woord van God is soos 'n harmonie, alles werk saam. Dawid verwys hier na iets wat uit die Levitiese reiniging kom, ontsondig my met hyssop. So wat daar gebeur het, is wanneer iemand gesondig het, in die vroeë Levitiese tydperk, is daai persoon getref met melaatsheid. Hulle het siek geword, hulle het sere gekry, en dan was hulle mos soos uitgeworpenes hanteer. Maar as daardie persoon se melaatsheid genees is, of hy is besig om te genees, nou daar's ook daarvoor klomp goed wat moes gebeur, en hulle moes hulle toon aan die priester, maar daar's, u kan maar self gaan lees, maar hierdie persoon wat dan genees is, of besig is om te genees, moet dan na die priester toe gaan. En hierdie priester het dan 'n klomp gebruike gehad, waarvan die hyssoptak een was. Dan het hy die persoon rein verklaar. Jy is gesond, jy is skoon, jy is nie aansteeklik nie,
en dan jy het nie meer sonde nie. Dawid gebruik hierdie teken as die reiniging van sonde. Soos daai priester wat daai persoon daar verklaar het, jy is nou gesond. Het Dawid gesê, dis wat hy van die Here verlang, om vir hom te sê, jy is nou vergewe. Die sonde laat staan, bely voor die Here, en die sonde is vergewe. En dis waar Psalm 32 gaan. Psalm 32 begin met die woorde, welgeluksalig, wat 3 maal geseënd, 3 maal gelukkig is. Welgeluksalig is hy, wie sy oortreding vergewe is. So mooi. Daai woord welgeluksalig het ons oor gaan praat, maar die Here vergewe. Hy verklaar, ons sondig my met hierop, hy verklaar dit, jy is vergewe. Die wonderlikheid is, die Here vergewe altyd. En daarom moet ons sondes na die Here toe vat. Want die grootheid van die Here se genade word gesien in die feit dat hy vergewe. Die Here plaas nie 'n limiet daarop nie, mense doen. Ons weet, mense sal jou 1, 2, 3 keer vergewe as ons so gelukkig is, maar daarna is dit tickets, dan is dit verby. Maar die Here vergewe. Elke keer as 'n mens sonde bely, vergewe hy dit. Al gaan ek weer vir dieselfde ding, die Here vergewe my. Dit beteken nie dat ek nou kan aanhou sondig nie. Dit beteken nie ek kan hierdie ding nou weer doen want die Here gaan my vergewe nie. Paulus skryf in Romeine 1 vers 6 vers 1 en 2: Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Ek het vir u gesê, genade word gesien in sondevergifnis. Nou sê hy, gaan ons sommer sonde doen dat daar baie genade is? Dan sê hy, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Kom ek vertaal dit in net so bietjie makliker taal vir ons. Ons wat sê ons is kinders van die Here, wat gered is, wat 'n pad met die Here stap, wat 'n verhouding met die lewende God het, hoe kan ons nog so omgaan met sonde? Ons kan nie, dis die antwoord. Ons kan nie. Dit werk net nie, want ons het in die begin gesien, die Heilige Gees oortuig ons, hy praat met ons, hy werk met ons kan nie sonde doen. Maar die wonderlikheid, die genade wat ons eintlik nie verstaan nie, maar ons aanvaar dit, hy vergewe. 1 Johannes 1 vers 9, ek het dit vroeër ook aangehaal. As ons sondes bely, dan begin hy met, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. So daai verklaring, jy is vergewe, dis verby, die Here hou dit nie teen jou nie, maar dan ook, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy was jou skoon. Psalm 51, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Jesaja 1 het ons dit ook gelees, al was my sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. So daai gedeelte gelees. Hy vergewe en hy reinig. En hy neem my sonde van my weg. Psalm 103 vers 12, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Micha 7 vers 18 en 19. Ek haal nou baie uit die Bybel uit aan, maar ons moet die verse ken, dit weet, sien. Kyk die genade van die Here. Micha 7 vers 18 en 19. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan. Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm en ons ongeregtighede vertree. Ja, en ek seker u het die gedeelte al gehoor, maar dit is so mooi. U sal al hulle sondes in die diepte van die see werp. Dis 'n baie mooi vers, in die diepte van die see werp. Dis hoekom ek so baie skrifverwysings gebruik, want kyk hoe groot is God se genade in sondevergifnis. En ons maak daarop staat. Ons wil soos Dawid kan sê, ons sondig my met hierop, waar die Here verklaar, jy is vergewe. Dis hoe groot God se genade is, maar dan, Dawid stop nie daar nie, so ons gaan ook nie daar stop nie. Ons vierde en dan ons laaste gedagte is 'n loflied oor sonde, standvastigheid teen sonde. Dawid sê nie net jy moet sonde en vergewe word en sondig en vergewe word nie, hy sê, maar wag 'n bietjie, daar moet nog iets gebeur. En dis waar hy nou uitkom. Psalm 51 vers 12, hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.
So na hierdie hele situasie wat Dawid deur is met sy sonde, sê hy, skep vir my 'n rein hart, en ons het gepraat oor reinheid en vergifnis. Hy bid nou vir skoonheid van sonde om nie weer daarin te val nie, maar dan die kern hiervan, hy sê, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Nou die oorspronklike woord hier vir vaste is om staande te bly, so ek het hier ingesit standvastigheid. Standvastigheid teen sonde. Dawid vra vir die Here, hy sê, Here help my, ek het gesondig, ek is vergewe, maar gee vir my 'n standvastige gees, dat ek dit nie weer sal doen. Want dis iets wat net kan gebeur met die hulp van die Here. Dawid brei dit uit in Psalm 32, hy sê in vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. So hy sê met die leiding en die hulp van die Here kan 'n mens standvastig wees. Nou dis die krisis waarmee baie kinders van die Here sit. Ons sondig en die Here vergewe ons en ons wil nie weer sondig nie, maar tog val ons weer. Maar ons wil nie. Maar ons is swak. Ons is mens. Ons val gedurig. En dis waar ons by hierdie uitroep van Dawid moet kom. Here, gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Here, help my om staande te bly teen die sonde. Maar hoe kry ons dit reg? Hoe kan ons staande bly teen sonde? Ons kan nie. Ons kan nie op ons eie nie. Maar met die hulp van die Here is dit moontlik. Nou iets wat Paulus baie mooi verduidelik, wat 'n mens eintlik in Psalm 51 duidelik sien is heiligmaking. Psalm 51 kom neer op heiligmaking. As 'n mens Paulus se lering daaroor vat en jy sit dit oor Psalm 51, dan sien jy direk hoe hierdie goed saamwerk. Want, net so vinnig, wat leer Paulus vir ons? Hy sê in die stryd teen sonde, hy sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En hy verduidelik mos die vlees teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hy praat ook oor hierdie stryd met sonde, maar dan sê hy die standvastigheid kom in by wandel deur die Gees. Om onder beheer van die Heilige Gees te wees, deur sy leiding, deur hom te lewe, is daar standvastigheid. En dan ook, dis waar die heiligmaking inkom. Nou ek het al vir u verduidelik, maar ek noem dit vinnig weer. 'n Mens kan nie sonder sonde wees nie, jy kan nie volmaak wees nie, maar Paulus kom verduidelik 'n ding, ons noem dit posisionele volmaaktheid. En dit is al wat dit is om op 'n plek in my lewe te wees waar ek sê, ek is nie nou bewus van sonde nie. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 4 vers 4, hy sê, want ek is my van geen ding bewus nie, daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. So dis die plek waar 'n mens moet wees om te sê, ek is nie nou bewus van iets in my lewe nie. Maar dan begin daai proses, Psalm 51 se proses. Heiligmaking, ek kan nie my sonde wegsteek nie, die Here kom wys vir my weer, hoorie maar hier is iets in jou lewe, wat my nie behaag nie, wat nie reg is nie, wat sonde is. Ek bely voor die Here, ek word vergewe, en ek beweeg vorentoe deur die leiding van die Heilige Gees. Dis waar heiligmaking in Psalm 51 inkom, dis 'n aanhoudende proses. Dan kom ek weer by punt 4, ek is my van geen ding bewus nie, tot die Here weer by punt 1 begin en vir my sê, maar hier is iets in jou lewe, dan gaan ek weer deur die proses, en ek beweeg vooruit. Hierdie proses is nie net 'n sirkel nie, dis eerder soos 'n wiel wat rol, hy gaan vorentoe. Daar's heiligmaking, daar's vooruitgang. Die Here reinig my meer en meer, waar ek elke keer in daai posisie kom, waar ek sê, maar ek is my van geen ding bewus nie. Dis waar ons moet lewe. Dis waar ons moet wees. So ons kan standvastig leef, ons kan in daai posisie wees, waar ek van niks bewus is nie, maar net met die hulp en die leiding van die Heilige Gees, wat my meer en meer heilig maak, wat my meer en meer reinig voor die Here. So dit was en is die loflied oor sonde hier in Psalm 51. Gaan net weer so vinnig die gedagtes opnoem. Die Here sal altyd vir ons wys as ons gesondig het, deur sy Gees hoofsaaklik, maar ook deur omstandighede,
Maar ons weet wat ons met daai sonde moet doen, ons moet dit bely voor die Here, daai vergifnis kry, want die Here vergewe elke keer, dis net hoe groot sy genade is. Hy verwyder die sonde, hy was ons skoon, hy gooi dit in die diepte van die see, en laastens, deur die hulp van die Here, kan ons standvastig leef en vooruit beweeg. Deur die hulp van die Here. En dis vir ons 'n wonderlike herinnering van die genade, weer eens, dink aan daai loflied, oor die genade van die Here. Dis wat hy vir ons doen. Dis hoe hy ons sonde vergewe, dis hoe groot sy genade is. En 1 Johannes 1 vers 9 is 'n vaste belofte, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ons het hierdie stryd teen sonde, maar daar's oorwinning. Daar is oorwinning deur die Here. En daarom die uitroep wat Dawid deur Psalm 51 vir ons gee, en hy sê aan die einde, hy wil mense leer, daaroor is, moenie vashou aan sonde nie. Moenie probeer om dit onder die mat in te vee nie, moenie probeer om, te gaan nou die Engelse woord gebruik, overcompensate deur my godsdiens of my goeie dade nie. Dit werk nie. Die Here se genade is so groot, al wat ek moet doen, is na hom toe gaan, en dit bely. Ek kry vergifnis, en ek lewe deur die Gees. En dit is die loflied, dis hoekom ons sê, dis 'n loflied oor sonde, daai genade van die Here, word duidelik raak gesien. Amen. Kom ons buig die hoofde, en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kan weer net vanoggend vir U kom dankie sê, Here, as ons dink aan Sondag, dink mens baie keer aan die feit dat ons 'n stryd het daarmee, dat dit swaar is, dat dit iets is wat U nie van hou nie, Here, maar wanneer ons aan sonde dink, dan besef ons ook net hoe groot U genade is, hoe groot U vergifnis is. Here, hoe het U nie daar vir Petrus gesê, toe hy vra, Here, maar hoeveel maal moet ons vergewe? Het U vir hom gesê, 70 maal 7. En U vergewe nog soveel meer as dit. En ons sê net vir U dankie daarvoor, Here. Dankie vir U genade. Help ons ook, Here, as daar iemand is wat 'n stryd het in hulle lewe, wat in hierdie val en opstaan gaan sondig en bely en hulle sukkel en hulle soek standvastigheid. Help hulle, Here. Help hulle om te besef, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie, ons kan dit doen deur U Gees. Wees dan so met elkeen van ons, Here, deur hierdie dag, ook vanaand met ons aanddiens, dat ons weer U woord kan hoor, en maak U woord so deurgangs vas in ons harte. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen.